Sy, goeiemôre almal. Ek hoop julle het 'n heerlike Kerstyd, Nuwejaarstyd, al die wonderlike dinge gehad. Ek is opgewonde oor wat die jaar vir ons gaan inhou, wat die Here gaan doen hierdie jaar. Is julle reg vir 'n goeie jaar saam met die Here? Amen. Is julle reg vir nuwe siele wat gaan inkom? Is julle reg om geestelik te groei? Yes, Is julle reg om genesing te ontvang, mense te sien wat vrykom en genees kom? Amen. Hierdie jaar gaan 'n jaar wees wat die gees van die Here in mense se harte en hulle lewens gaan werk. En dis waaroor ons gemeente daar is om mense te bedien sodat hulle kan heel word en kan vrykom. Amen. Daar is hy. Kom ons bid saam. Vader, ons loof U heilige naam, Here, want U is groot en U is goed en U is wonderbaar, Here. Daar is vanmôre niemand soos U nie en U is waardig om geloof en geprys en geëer te word en daarom kom ons saam vanmôre in hierdie plek, Here, want it is all about You, Lord. It's not about us, it's about Your glory, it's about Your honor. En Here, wat 'n voorreg is dit vir ons dat U woord gesê het, U het ons eerste lief gehad, Here. Dat U ons so lief gehad het dat U enige gebore seun vir ons gegee het, Here, sodat ons gered kan word, Here. So that we can get into right standing with the Father again. Die genade oor ons lewens is vanmôre dis so groot en daarom kan ons nie anders as om te kom en net te sê, Here, mag ons lewens 'n lewe wees wat U verheerlik. Wat U godheid en U grootheid en U goedheid, U genade en U guns verheerlik. U is vanmôre waardig. U is vanmôre alleen waardig om die lof en die eer te ontvang, Here. En ek dank U vir hierdie jaar wat U vir ons toegevoeg het, Here. Vader, mag dit 'n jaar wees van groei, Here. Mag dit 'n jaar wees wat ons dieper dieptes saam met U sal ingaan, Here. Dankie dat die Heilige Gees ons deur hierdie jaar sal lei en Father, we want to put You first this year. Ons wil U eerste sit vir hierdie jaar, Here. We want to acknowledge You as the most important in our lives. U is belangrik vanmôre, Here, belangriker as enigiets anders. So we seek the kingdom of God first. En Here, magte ons aanbidding vanmôre, Here, 'n welriekende geur voor U aangesig wees, Here. As we worship You from our hearts, as we praise You from our hearts, God. May You find joy in our praise and worship, God, as we honor You and glorify You, for You are worthy. Het is wonderlik om tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. Hy is so goed vir ons. Nou ja, kom ons kom vanmôre in die woord in en met hierdie ding so draai, werk hy vir my beter. Satan's battle for your mind is real. Nou ja, die Afrikaanse titel wou net nie so lekker werk nie, toe kom maar in Engels, ek dink julle het hom seker gesien. Satan se oorlog vir jou gedagtes, ek weet nie, wou net nie vir lekker klink op die tong nie, toe sê ek nee wat, kom ons hou maar 'n Engelse enetjie vanmôre, ons sê Satan's battle for your mind is real, maar jy hoef nie bekommerd te wees nie, ek gaan baie Afrikaans praat vanmôre. Jy sien is hier, tussen jou twee ore, en hierdie paar sentimeter hierso, waar die grootste oorlog gevuur word. Romeine 12 vers 2 wat baie bekend is, sê vir ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, so ek en jy nie soos die wêreld lyk nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, in Engels sê by the renewing of your mind, sodat jy kan beproef wat die goeie en die welgevallige volmaakte wil van God is. Onthou hierdie versie, derentyd sal ons bietjie na hom verwys. Jy is 'n gees, jy as persoon is 'n gees wat 'n siel het en wat in 'n liggaam woon. Die gees en die siel, die mense sien ons nie, die liggaam is al wat ons sien, maar die liggaam is hoe ek met my gees, mens en my siel interact met die wêreld, is deur die liggaam. En ons het ook 3 bronne van gedagtes. Ons het ons eie gedagtes, ons het die Heilige Gees wat met ons praat, vir ons gedagtes gee,
en so ook die vyand. Satan plant ook gedagtes in jou kop. Elke gedagte dink ons is ons eie, maar die vyand kan 'n gedagte plant en doen dit in die eerste persoon, sodat jy moet glo dis jou eie gedagte. Satan plant hierdie gedagte en dan herhaal hy dit totdat ons aanvaar dit ons eie gedagte is. Byvoorbeeld, hy sal nie sê jy is nie goed genoeg nie, hy sal die gedagte in jou plant, ek is nie goed genoeg nie. Hy sê dit in die eerste persoon. Sodat jy moet dink is jou gedagte, en dan gebruik die vyand daardie gedagte, soos hy dit meer en meer herhaal by jou, om jou te beheer, en dan kan dit manifesteer in ons sielsdimensie, en selfs manifesteer in ons liggaam, en dis onder andere een van die redes hoekom baie mense sieklik is. En ek gaan nog redelik deel hierdie jaar met ons oor al die verskillende bronne van waar siektes vandaan kom, so moet dit nie mis nie. Ons gaan nog oor dit gesels. Die Bybel noem hierdie gedagtes wat die vyand plaas, versoekinge, of die Engelse woorde daarvoor is temptations, it's tempting you. Jy sien nie een van ons is gevrywaar van negatiewe gedagtes of versoekinge nie. Daarom moet ons die woord so goed ken, dat ons weet watter gedagtes is nie van God af nie. Jy moet dit kan onderskei. So wat is ook jou aandeel? Hier is baie van, wat is jou aandeel? Hier is onder andere een, wees versigtig waarna jy luister en waarna jy kyk. Jou gedagtes kan jou in bondage plaas. Sien, waarop kyk ek op die device van my, of die smart TV? Al hierdie streaming kanale en goeders. Ek kyk baie keer deur daai goed en dan dink ek by myself, hier is net mooi niks wat ek as 'n kind van die Here na kan kyk nie. Want dit is of vol vloekwoorde, of vol blasphemy, of vol pornografie. Meeste van die goed. Dis niks wat ek na kan kyk nie. Ek en Marlies het nou so 'n bietjie Hallmark se video's ontdek. Hulle lyk my is 'n bietjie skoner. Jy kan nog 'n bietjie Hallmark movie kyk. Maar jy sukkel om iets te kry om te kyk. Maar waarna kyk jy? Jy moet versigtig wees wanneer jy kyk, wanneer jy luister op jou foon. Want die wêreld kan jou gedagtes vorm, in plaas daarvan dat God dit vorm. Garbage in, garbage out. Sit 'n garbage in my kop, dan gaan jy garbage out kry. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. Wat moet jy wees? Nugter en waaksaam. Dit beteken, jy moet wakker wees. Soos die woord vir jou sê, hy sê nie, moenie worry nie, ek sal dit hanteer nie, hy sê vir jou, nee, wees jy nugter en wees jy waaksaam, want jou teenstander, jy geweet jy het 'n teenstander? Baie Christene leef asof hulle nie 'n teenstander nie, nee, jy het 'n teenstander, en hy noem hom vir jou, hy gee sy naam, hy sê, die duiwel. Satan, homself, is jou teenstander. Wat doen hy? Hy loop rond soos 'n wat? 'n brullende leeu. Wat probeer hy doen? Hy kyk wat hy wat kan doen. Wie hy kan verslind. So as ek nie nugter en waaksaam is nie, dan mag ek dalk sy volgende prooi wees. Want hy kyk wie kan hy verslind. So ek word geroep daarna toe om nugter en waaksaam te wees. Nog 'n ding wat ons moet onthou is, baie keer kom mense teen jou in opstand, en dit is nie jou teenstander nie. Woord sê nie Pietie is jou teenstander nie. Sê die duiwel is jou teenstander. Daai gees agter daai ding, dis jou teenstander. Dis die een wat jy moet beklei. Nou, hoe versoek die duiwel ons? Jy sien, daar's niks niets onder die aarde, onder die son nie. Dit selfde taktiek wat hy vir duisende jare gebruik hy nog steeds. Die woord sê vir ons wat is die taktiek wat hy gebruik, en yet we still fall for it. Maar as ons sy taktiek ken, dan moet ons mos te sê, ek sien hierdie dingetjie wat nou hier aankom. Ek identifiseer hom, ek ken hom. 1 Johannes 2 vers 16.
Hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees, en die begeerlikhede van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. So kom ons kyk gou na daai. Begeerlikhede van die vlees, alles wat hierdie liggaam sal satisfy, alles wat ek so graag wil bekom en wil behep mee is begeerlikhede van die vlees. Begeerlikhede van die oë, waarna kyk jy? Hey, mooi daai goal, jong. Begeerlikhede van die oë. En die grootsheid van die lewe is, die Engelse woord van dit is pride. Jy sien, hy versoek jou of met begeerlikhede van wat jy wil hê, en begeerlikhede van die vlees, en to how I can be satisfied. Of met die oë, waarna kyk jy, wat sien jy? Of met pride, trotsheid. Soos ek nou daai 3 weet, en dan kom goed in my lewe, wat deur daai 3 avenues kom, dan moet ek mos nou weet, dus hy sê daar, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Soos ek daai goeters kan identifiseer, wanneer hulle kom, dan weet ek, klaar, hier is nie van die Here af nie. So ek moet versigtig, ek moet wat wees? Nugter en waaksaam. Ek moet nugter en waaksaam wees, wanneer ek hierdie goed sien. Jy sien hoe jy dink beïnvloed hoe jy leef. Word jou gedagtes aan die wêreld gelykvormig, of word jou gedagtes vernuwe? Kom ons kyk weer Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, the renewing of your mind. Word jou gedagtes gerenew, of word jou gedagtes gelykvormig aan die wêreld? Jy sien, as ek moet aktief my gedagtes hernie, want as ek dit nie actively doen nie, dan sal dit gelykvormig word aan die wêreld. Ek like van die feit dat hulle dit 'n TV-program noem. Jy sien, want dit is programming. Ons program jou om op 'n sekere manier te dink, 'n sekere manier die wêreld te sien. As ons 'n woke agenda wil dryf, dan dryf ons dit deur elke fliek en elke sitcom en elke storie en elke nuusding, en ons program jou om te konform soos ons die wêreld wil hê. So ek moet aktief besig wees om my gedagtes te hernie. Vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Daardie woordjie vestings in die Engels is strongholds. En wat is daai strongholds? Strongholds is sekere gedagtes waaraan ek vashou, wat al so geprogram is in my gedagtes, dat dit al 'n fortress, dit al so sterk geword. Sekere tradisies in my lewe. Maar nou sê die woord vir ons, terwyl ons planne verbreek, so wat se planne verbreek ons? Wat is die planne van Satan vir jou lewe? Slag, steel en verwoes. Steal, kill and destroy. Die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom so die lewe en lewe oorvloei, Johannes 10:10. Dis sy plan. Hy sê so, terwyl ons die planne, daardie goed verbreek, en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. In die Engels sê, casting down imaginations. Imaginations laat my aan gedagtes dink. Vestings, strongholds, sekere manier van goeie sien en dink, that I was conformed to this world. I might need to cast it down, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Want jy sien, hierdie goed staan reg teenoor dit wat die Here sê. And bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Sê bietjie every thought. Elke gedagte.
Nie sommige gedagtes nie, wat moet ek doen? Ek moet elke gedagte gevange neem. Ek moet elke gedagte moet ek obedient maak aan wat Christus sê. Matteus 15:19, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dis wat by default kom. So daarom moet ek nugter wees en waaksaam. Ek sien nou, as daarom een persoon wat wakker is, dankie. So wat moet ek doen? Wat moet ek bedink? Kolossense 3 vers 2 sê vir ons, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. So ek moet gedurig deur besig wees om die dinge van die Here te bedink. Verder broeders, alles wat waar is, Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. So my vraag vir jou vandag, wat jy net vir jouself moet antwoord. What is your mind consumed by? Waaraan dink jy elke dag? Waaraan dink jy voor jy gaan slaap? Waaraan dink jy as jy in die oggende opstaan? Spreuke 23 vers 7. For as he thinketh in his heart, so easy. As he thinketh in his heart, so easy. Sien die dinge wat jy bedink, word jy. Jy word daai ding wat jy bedink. Jou sielsmens, gees, siel, liggaam, jou sielsmens is jou intellek, jou gedagtewêreld en jou emosies. Dis jou sielsmens. Dis die brug tussen die geesteswêreld en jou liggaam. Ons bedink gedurig dinge wat goed is of sleg is, en as ons nie op God se woord ingestel is nie, bedink jy ander dinge. En hierdie gedagtes saam met jou emosies en jou gevoelens, jou brein prosesseer al hierdie gedagtes en gevoelens en emosies, en indien jy gedurig iets oordink, word dit deel van jou langtermyn geheue, en dit word permanent deel van jou siel. Hierdie emosies, intellek. So my vraag vir jou is, vanmôre, wat sit jy in jou langtermyn geheue? Dit kan deel vorm van jou wil en jou emosies, hoe jy die wêreld interpreteer en kan selfs jou in jou liggaam manifesteer. Sondige gedagtes kan selfs lei tot siektetoestande wat manifesteer in jou liggaam. God wil graag hê dat jy sy woord in jou langtermyn geheue moet wees, en net so wil Satan hê dat jy sy gedagtes moet bly oordink totdat jy dit vorm deel van jou langtermyn gedagtes. So that's why I'm saying it's the battle of the mind. God kom en hy sê, oordink die dinge wat daarbo is. En die Satan kom en hy sit sekere gedagtes en jy wil dit herhaal en hy wil hê jy moet dit oordink. So wat moet ek doen? Ek moet die gedagtes gevange neem. See, that's the battle of the mind. It's the battle for your mind. Psalm 1 vers 1 sê, welgelukkig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan in die weg van die sondaars, en die sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink dit dag en nag. Ek moet die woord dag en nag oordink. Hoekom sê die Here dit? Want hy wil hê dit moet deel word van jou langtermyn geheue. Bedink die dinge wat daarbo is. Bedink die dinge wat daarbo is. Die Here weet dat as jy op sy woord mediteer, sal dit permanent deel word van jou. So waarop mediteer jy? Mediteer jy op God se woord?
Of is ek heeldag besig om my gedagtes te laai met TikTok scrolls? Wat is op jou YouTube feed? So kyk, ek kyk ook YouTube, maar ek like van sekere predikante te volg. Ek kyk waarna kyk ek op YouTube. Ek sit nie net en endlessly scroll nie. So, waarna kyk jy? Sonder die woord van God kan jy nie die gedagtes en die leuns van die vyand weerlê nie. Jy sien, die vyand bring 'n gedagte na jou toe, en ek kan dit nie weerlê nie, want ek ken nie die woord nie. Selfs Jesus, toe hy versoek was deur die duiwel, het die woord gekwoteer. Dis hoekom so baie mense vandag in depressie lê. 2 Korintiërs 10 vers 4 weer, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, ja, hy gedagtes, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God, elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Wat beteken dit om die gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid? Om elke gedagte se oorsprong, elke gevoel en emosie of prentjie, alles wat deur jou gedagtes gaan, te evalueer teen God se woord. Dan verwerp jy elke gedagte wat nie in lyn is met God se woord nie. 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, watter beloftes? Dat Jesus God, dit kan ons in 2 Korintiërs 7, verkeerd, daai hoofstuk moes op 'n ander plek gesny het. Hulle moes eers na 7 vers 1 gesny het. Wat is hierdie beloftes, dat Jesus binne ons sou kom woon, en God binne ons sou kom woon? Hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Jy sien, wanneer gedagtes na jou toe kom, soos byvoorbeeld gedagtes dat God het my nie lief nie, of God het my verwerp, vra jouself dan, waar kom hierdie gedagte vandaan? Kom dit van God af, of kom dit van die vyand af? Sien, dis ook 'n gedagte gevange neem. Is hierdie gedagte, ek voel nie waardig nie. Ok, is hierdie gedagte van God af, of van die vyand af? Jy sien, daai gedagte is van die vyand af, want die woord sê 1 Johannes 4:15, elkeen wat bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en hy in God. Vers 16, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat die liefde bly in God en God in hom. So as ek die woord ken, dan weet ek wanneer die duiwel kom en sê, God het jou nie lief nie. Sê ek, is nie wat die woord sê nie. Romeine 8:38, want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van wat? Van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Sien, niks kan my skei van sy liefde nie. Daarom kan die vyand maar die gedagte bring, dan sê ek vir hom, verwerp. Maar wat doen baie mense? Die Here het my nie lief nie. Ek is nie waardig nie. That's what I'm thinking of all day. Dat het so deel word van wie ek is later. Dan manifesteer dit in my siel en in my liggaam. En dan is weer nodig om bevryding te doen. Nee, ek evalueer dit aan die woord, en as dit nie in lyn is met die woord nie, dan verwerp ek dit. Dis so ek my gedagte hernuut. Gedagtes kan ook jou eie wees, wat nie in lyn is met die woord nie, en dan werp jy dit neer. Vrees. As gedagtes van vrees na jou toe kom, vrees is vrees vir môre. Baie mense het 'n vrees vir die toekoms, vrees vir môre. Dat jy dit dalk nie sal maak nie. Vrees vir verwerping.
Soveel vorms van vrees. Die mense kry soms so 'n knop op die maag. Gebeur met almal van ons. Maar wat sê die woord oor vrees? 2 Timoteus 1:7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So as daar vrees kom, is dit van God af of van die vyand af? Dit is van die vyand af. Al vrees wat goed is die vrees vir die Here. En enige ander vrees vir mense. Dan sê ons party mense te vrees om voor mense te praat. Dan sê dis 'n erger vrees as die dood. Soos hy moet iets sê by die begrafnis, wil hy liewer in die boks gewees het as om iets te sê by die begrafnis. Vrees. Vrees is nie van die Here af nie. Romeine 8:15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang 'n gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. As die vyand na my toe kom met vrees, dan sê ek nee. Jy gaan my nie weer onder die slawerny van vrees sit nie, want ek is aangeneem as een van sy kinders. As God vir my is, wie sal dan teen my wees? Vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Wauw. Ek en jy gaan almal eendag erf. Van ons het nou nie die voorreg gehad om op die aarde te erf nie. Maar moenie worry nie, ons is almal included op daai erf. En dis 'n baie groter erf. Ons sal erf. Saam met Christus. Naamlik dat ons saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Terwyl moet ons tydelik ly, ons sal saam met hom verheerlik word. Hoe meer jy op God se woord konsentreer, sal jy beter word daaraan om gedagtes neer te werp wat nie van God af is nie. Oordink dit dag en nag. As ek in die oggend opstaan, good morning Lord. En deur die dag oordink ek sy woord. Terwyl ek besig is om my ander dinge te doen. Vanaand voor ek gaan slaap, bedink ek die dinge daarbo. Mense vertel jou tog so graag wat fout is met hulle. Of wat die vyand in hulle lewe doen. Ja, jy weet, die duiwel is weer los daar by ons. Nee, neem daardie gedagtes van siekte en wat die vyand in jou lewe doen, gevange. 2 Korintiërs 10 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig om wat te doen? Vestings neer te werp. Dit is 'n kragtige wapen, the renewing of your mind. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, en jy moet dit aktief doen om nie aan hierdie wêreld gelykvormig te word nie. Deur die gedagtes gevange te neem en dit te evalueer teenoor die woord. Daai woordjie van transform. The renewing of your mind beteken you need to transform your mind. Dis waar die Griekse woord metamorfo was, waar die woord metamorfose vandaan kom. So dit beteken letterlik daar moet 'n metamorfose in jou gedagte wêreld plaasvind. Must change. Ek renew my mind, ek maak dit skoon van die leuns van Satan. Efesiërs 5:26
Sê, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. In die Engels, that he may sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So ek moet my gedagte wêreld was met die woord van die Here. Skoon te maak van al daai leuns wat die vyand deur jou lewe vir jou vertel het. That you are not good enough. En dan moet ek gedurig deur waaksaam wees en gedurig deur elke gedagte gevange neem. Dis hoekom die Here sê ons moet op sy woord mediteer, so die gedagte kan evalueer teenoor hoe God dink oor jou. Leer, raak ontslaaf van vrees en depressie en al hierdie dinge deur te leer hoe God dink en dit dan toe te pas in jou lewe. En gaan die goed wat die vyand baie gebruik teen mense se lewens, en ek gaan nou afsluit. Dis om vir mense te sê jy het die onvergeefbare sonde gedoen. Hy sit daai gedagte in jou gedagtes. Or he calls you to blaspheme God. Dis nie jou eie gedagte nie, maar it comes. Ek wil nommer 1 vir jou sê, dat nie een van julle die onvergeefbare sonde gedoen nie, want as jy het, sou jy nie hier gewees het vanmôre nie. Die feit dat jy 'n verlang in jou hart na die Here het, so jy kan daai in toe bed sit. Dis mense wat reken dat hulle nie goed genoeg is nie, mense wat 'n vrees vir verwerping het. Wat van as hulle my nie meer wil lief hê nie? Wat van as hulle my los? Wat van as ek alleen is? Vrees vir verwerping is nie van die Here af nie. Vrees vir toekoms is nie van die Here af nie. Baie van ons het as ons oë toemaak, dan kom daar van self prentjies in jou gedagtes op wat jy nie wil hê nie, maar dit kom. Dan het jy nodig om te sê, Lord, I'm putting on the helmet of salvation. Protect my mind. En dis wat die duiwel bring. Goed dat ons dalk in ons verlede gekyk het wat ons nie moes gekyk het nie. And then you struggle to get rid of that stuff. Maar die Here wil jou vry maak van hierdie goed. Eerste ding wat die Here wil doen is hy wil jou vry maak van die leuns, van die vrees, van die prentjies, van wat dit is ook al wat in jou gedagte wêreld aangaan, wat jy weet, hier is die werk van die vyand. Die tweede ding is dat jy jouself moet leer om elke gedagte gevange te neem en dit wat nie van die Here af is nie te verwerp. Dan sal jy in oorwinning leef. Because the battle for your mind is real. It's real. Wat doen die duiwel ook? Jy het 'n vrees vir verwerping. En dan sal die duiwel seker maak that you get evidence of it. Dan sal die persoon wat jy bang is verwerp jou net 'n harde dag gehad het en gesê jy dalk 'n bietjie afgejak het of iets. Geen van plan om jou te verwerp of iets nie. Maar wat sal die duiwel doen? Sien jy? I told you. En dan het ons daar die ding in ons gedagtes. En omdat dit in jou gedagtes is, sien jy die evidence vir dit orals.
Hoekom? Want jy neem nie die gedagte gevange en verwerp dit wat nie in lyn is met God se woord nie. En daarom kan die duiwel met jou woer speel. Yes, okay. Vader, ek dank U vir U liefde en die goedheid en die guns. Vader, U het elke hand gesien wat vanmôre opgegaan het. En Here, ek bid in die naam van Jesus, I command freedom now in Jesus' name. Elke gedagte wat pla sal nie meer verder pla nie in die naam van Jesus. Thank you, Lord, that we can place the helmet of salvation on every person's mind right now in Jesus' name. We cancel every negative thought from the enemy. Every lie will be exposed in the name of Jesus and it will be cancelled. Elke opdrag van die vyand teenoor mense sal word nou gekanseleer in Jesus' naam. Thank you, Father. Thank you, Father. Vader, ek dank U dat die woord nou deur elke persoon sal spoel in die naam van Jesus, hierdie woord. En Vader, dank U dat ons nou elke gedagte kan gevange neem en elke gedagte onderwerp aan U, Here. And every thought that is not from You, we will cancel now in Jesus' name. Negative words, we cancel it now in Jesus' name. Elke gevoel van verwerping, vrees vir verwerping, vrees vir die toekoms, ons kanseleer dit nou, Here, want die woord sê, U sal ons nooit begewe en U sal ons nooit verlaat nie, en ons het 'n aanneming tot kinders, en daarom weet ons, Here, dat ons toekoms is secure in You, and You will always be there for me. We thank You for that, Lord. Fyn, dankie, Here, vir die vrede wat alle verstand te bowe gaan nou in die naam van Jesus, om net oor elke persoon te spoel in hierdie plek in Jesus' naam. Peace that surpasses all understanding, just to flow through right now in Jesus' name. Jesus' name. We thank You, God. Thank You, God. Die woord is vanmôre kragtig om elke vesting wat in elke gedagte vasgevang is wat nie van U af is nie, werp ons vanoggend neer in Jesus' naam. We break it down, every stronghold in Jesus' name. Every person will walk out of this place free. Free in Jesus' name. Thank You, God. I honor You for that. Praise You, thank You, praise You, praise You, praise You, thank You, Jesus. Ek wil vanmôre vir jou sê that your future is secure in Christ. He will not leave you and He will not forsake you. The lie of the enemy that you're going to be alone, I cancel it now in Jesus' name. Thank You, God. Elke vrees wees verwyderd in Jesus' naam. Elke gees van vrees that grips the minds of people to go now in Jesus' name. And I replace it with a peace that surpasses all understanding. Amen. Amen. Die teenoorgestelde van geloof is vrees. God is 'n waarmaker van sy woord. His word is true and His word is amen. And for that reason I can put my faith, and what does that mean? My trust in God.
And because I can do that, I do not have to fear. Because as soon as I bring in fear, it's the opposite. Ek wil amper sê, vrees dryf geloof uit, terwyl geloof vrees uitdryf. Die woord sê, perfect love drives out fear. En daarom wil ek vanmôre die Here vra om sy perfekte liefde oor jou uit te stort in die naam van Jesus, so that it will drive out any fear that you have, because the fear is from the enemy. Ek weet, daar is mense wat nodig gehad het om dit te hoor vanmôre. Put your faith and your trust in God that He will be there for you.